dan kan ons nou afgaan na inligting nommer D toe. Nou, hulle sê vir ons by inligting nommer D, 40% van die vaste deposito sal in die volgende finansiële jaar verval. Okay, so hierdie weet ons nou, hierdie waar hulle praat van jou vaste deposito en van jou lening, dit is net 'n verskywing van nie bedryfsbates tot bedryfsbates. Dis al wat plaasvind en dit vind plaas op die gesig van my staat van finansiële posisie. Okay. So 40% van die vaste deposito, 40% van die vaste deposito sal in die volgende finansiële jaar verval. Wat beteken dit as 'n vaste deposito verval? Dit beteken dat 40% van die vaste deposito gaan uitbetaal. So 'n vaste deposito is ons 'n belegging, ons sit geld weg vir 'n sekere tydperk en dan verval die vaste deposito. Dit beteken die vaste deposito betaal die geld weer aan my uit. Okay. So die geld gaan uit die vaste deposito belegging uit en dit word in my bankrekening inbetaal. So 40% van my vaste deposito word in my bankrekening inbetaal. Okay, en daarom hierdie 40% wat verval beteken uitbetaal gaan na kontant en kontant ekwivalente toe beweeg. Nou kom ons gaan gou-gou op. Ons gaan soek na ons vaste deposito op ons voorraadsuiweringsproefbalans reg. So ons vaste deposito, hierso is ons vaste deposito, okay? Vaste deposito, ons weet ons totale vaste deposito is R550,000. Maar oukies, ons weet, ons het sopas gelees dat hierdie 550 moet verdeel word tussen bedryfsbates, okay, 'n gedeelte wat geskuif moet word na bedryfsbates toe, omdat dit binne die volgende jaar gaan verval en dan die ander gedeelte gaan bly onder nie bedryfsbates. Verstaan julle? Okay, so ons weet 40% gaan verval, so 40% gaan na bedryfsbates toe en 60% bly onder nie bedryfsbates. So kom ons vat gou-gou die 550,000 en jy maal dit met 40%, okay? Dan gaan jy kry R220,000. Okay, so R220,000 gaan natuurlik uit my vaste deposito uit na my bankrekening toe. So daai R220,000 gaan na kontant en kontant ekwivalente toe, reg. So kom ons gaan gou-gou na ons staat van finansiële posisie toe en kom ons kyk net gou-gou na kontant en kontant ekwivalente. So oukies, ons weet, nê, dat ons vaste deposito gaan onder nie bedryfsbates lê. Hierdie is vaste bates teen draewaarde. Lees mooi, dis nie vaste deposito nie. Hierdie is jou vaste bates. Okay, so dis jou grond en geboue, jou meubels en toerusting en jou voertuie. Dis wat hierdie is, okay? So jy weet dan dat jou vaste deposito is hierdie tweede lyntjie hierso. So jy gaan hierso skryf, hierdie is waar my vaste deposito moet kom. Oukies, 'n vaste deposito is 'n nie bedryfsbate. Okay. En sy bedrag op my voorraadsuiweringsproefbalans was R550,000. Okay. Nou, ons het gesê 60% van die vaste deposito verval nie. So 60% van hierdie bedrag bly nog as 'n nie bedryfsbate. So ons gaan sê maal met 60%, nê? Okay, wat bly as 'n nie bedryfsbate en dit gaan vir jou R330,000 gee. So daar het jy nog iets op jou staat van finansiële posisie, okay? Ons gaan dit gou op, ons was nog besig hiermee. So 220,000 moet na kontant en kontant ekwivalente die bedryfsbate toeskuif. En ons het sopas gesien dat 330,000 is wat dan onder nie bedryfsbates gaan bly. Maar wanneer ons nou gaan kyk, nê, 220,000 moet ons na kontant en kontant ekwivalente toe vat. Okay? So kyk gou hierso. So ons moet nou na kontant en kontant ekwivalente toe gaan en ons moet basies 'n vooraansuiweringsbedrag hê plus R220,000, nê, wat uit hierdie vaste deposito af gaan uitbetaal na kontant en kontant ekwivalente toe. So kom ons gaan soek na ons vooraansuiweringsproefbalans bedrag. Okay, nou kom ons na kontant en kontant ekwivalente, nê. So hierso is kontant en kontant ekwivalente. Kan julle sien dat daar 'n
vraagteken is by kontant en kontant ekwivalente. So ons het nie die vooraansuiweringsbedrag vir kontant en kontant ekwivalente nie, oukies. So dan gaan sê jy nie plus 220.000 nie, want dit beteken dan dat kontant en kontant ekwivalente 'n balanserende bedrag gaan wees op my staat van finansiële posisie. So dan gaan jy gaan skryf hierso, hierdie gaan dan 'n balanserende bedrag wees, omdat ons nie, dit gaan 'n balanserende bedrag wees, omdat ons nie sy vooraansuiweringsbedrag het nie. So ons weet nou, dit gaan 'n balanserende bedrag wees. Ons moet al die goed invul en is fyn as ons hierdie blokkie dan nou ooplos vir nou. Okay. So daarso is die hele deposito storie. Nou as ons nou verder lees, ons het nou klaar na die deposito ding gekyk. Die volgende ouetjie is nou die gedeelte van die lening wat moet skuif van nie bedryfs na bedryfs toe. Okay. So hulle sê vir ons 'n gedeelte van die lening sal gedurende die volgende finansiële jaar terugbetaal word. Okay, so ons weet wat doen ons met lenings? Ons betaal lenings af. So die gedeelte van die lening wat ons binne die volgende 12 maande gaan betaal, moet skuif vanaf nie bedryfslaste na bedryfslaste toe. Okay, maar kyk gou-gou hier. Hulle sê net vir ons 'n gedeelte. Hulle gee glad nie vir ons 'n bedrag of 'n persentasie of 'n maandelikse terugbetaling van die lening nie, net 'n gedeelte van die lening. Oukies, so hierdie is dan nou ook 'n balanserende bedrag. sien julle dit? Daar word nie vir ons 'n bedrag gegee nie. So dit is ook dan nou 'n balanserende bedrag. So die huidige gedeelte van jou lening, hierso is hy, die huidige onder bedryfslaste, die huidige gedeelte van jou lening gaan ook dan nou 'n balanserende bedrag wees, want ons het hom nie julle, so dit gaan 'n balanserende bedrag wees. Okay? Balanserende, ons het nou al twee goed wat balanserende bedrag gaan wees, waaroor ons nie vir nou hoef te worry nie. Okay? Nou moet ons ook onthou, hierdie gedeelte, die huidige gedeelte van die lening, die huidige gedeelte van die lening word afgetrek by nie bedryfslaste en hy word geskuif na bedryfslaste toe. Stem julle saam? So, ons weet, ons gaan 'n berekening moet doen by ons verbandlening by Beauty Bank. Okay. Daar ons gaan ons vooraansuiweringsproefbalansbedrag moet vat, stem julle saam, en van daardie vooraansuiweringsproefbalansbedrag gaan ons die huidige gedeelte van die lening, okay? So ons gaan moet wag vir hierdie balanserende syfer hierso voordat ons die huidige gedeelte van die lening kan gaan aftrek van die verbandlening af. Maar jy kan slaag hierdie gaan doen. Jy weet, jy gaan 'n huidige gedeelte moet gaan aftrek van jou verbandlening af, maar jy gaan eers hierdie balanserende bedrag hier moet kry wat jy dan nou daarso gaan inskryf sodra jy hom het. So kom ons kry gou-gou die vooraansuiweringsproefbalansbedrag. So die vooraansuiweringsproefbalansbedrag is dan nou bietjie opper, is verbandlening by Beauty Bank, okay, is 1.220.900. Okay, so ons gaan ons vooraansuiweringsproefbalansbedrag gaan ons nou gaan neerskryf. Okay, en dit is 1.220.900 rand. Okay, daar het ons dit. Sien julle dit? En dan weet ons gaan hierdie balanserende bedrag gaan aftrek sodra ons hom kry. So vul dit so lank net daarso in. Okay, goed. Nou moet ons nou verder gaan lees. Wat sê hulle vir ons in die inligting? Nou ons het nou klaar D gaan uitsorteer en nou moet ons na G gaan kyk. Hulle sê vir ons die bedryfsverhouding op 28 Februarie 2025 op jaareinde beloop 1,8 tot 1. Nou oukies, wat is die bedryfsverhouding? Die bedryfsverhouding is natuurlik jou bedryfsbates tot jou bedryfslaste. Okay. Tot jou bedryfslaste. Dit is wat jou bedryfsverhouding is. En dit is 1,8 tot 1. Okay, nou wat beteken hierdie? Dit beteken dat jou bedryfsbates 1,8 keer meer is as jou, 1,8 keer jou bedryfslaste is.
So as jy jou bedryfslaste het, gaan jy jou bedryfslaste net maal met 1.8 en dan gaan jy jou bedryfsbates kry. Dis wat hierdie beteken. Dit help jou nogals as 'n gedeelte van die puzzle wat jy moet gebruik om jou finansiële of jou staat van finansiële posisie te probeer solve. OK. So kyk gou hierso julle. Die bedryfslaste word vir ons gegee. Kyk daar. Die totaal van die bedryfslaste word vir ons gegee, 1.3 miljoen. Sien julle, so ons het dit. So ons weet as ons hierdie 1.3 miljoen vat en ons maal dit met 1.8, dan gaan ons totale bedryfsbates hierbo kry. Alright, so goed. Oukie, so ons gaan hierdie 1.3 miljoen vat en ons gaan dit moet maal met 1.8. So jy gaan dit maal met 1.8 en dan kry jy jou bedryfsbates. So kom ons doen dit. So jy vat jou 1.3 miljoen, okay? En jy maal dit met 1.8. En dan gaan jy jou bedrag kry van jou bedryfsbates wat dan 2.340.000 rand is. 2.340.000 rand. Dus daar het ons nou nog 'n gedeelte van ons puzzle wat ons probeer solve nou. Kom ons dit nou gaan neerskryf. OK. So oukies, daar is ons nou klaar met daai verhouding wat ons nou ook bietjie gehelp het. OK. Oukies, kan julle sien ons is nou klaar met elke liewe gedeelte van ons inligting, nê? Nou moet ons net voordat jy gaan en gaan sukkel met jou staat van finansiële posisie. Jy gaan eers deur al jou inligting, sit al jou effekte hierop, OK? En dan gaan jy terug na jou vooraansuiveringsproefbalans. Jy kan ook met jou vooraansuiveringsproefbalans begin, natuurlik. En dan, maar dit maak nie saak nie, almal op hulle eie manier, maar gaan net terug op my manier, gaan terug na jou vooraansuiveringsproefbalans toe en gaan kyk wat is nog uitstaande hierso en dan maak jy net seker jy highlight alles. So jou gewone aandelekapitaal begin in eindsaldo en jou behoue inkomste oukies, ons het dit klaar, deur die vraagteken het ons klaar uitgesorteer deur ons nota te doen, so ons is klaar met ons gewone aandelekapitaal en ons behoue inkomste. Wanneer ons gaan kyk na ons finansiële state, gaan julle ook kan sien of ons staat van finansiële posisie, kan julle sien dat ons gewone aandelekapitaal is vir ons ingeskryf en ons behoue inkomste is ook vir ons ingeskryf. So daarom hoef ons glad nie oor dit te bekommer in ons staat van finansiële posisie nie. OK, so ons highlight daai, dis nie 'n probleem nie. Dan kom ons by ons vaste bates. So ons vaste bates weet ons is ons grond en geboue, ons toerusting en ons voertuie. OK, nou daarso is 'n vraagteken. Oukies, wat beteken 'n vraagteken? Dit beteken dan nou dit is 'n balanserende bedrag. OK, oukies, as daar nie 'n nota was nie, soos hierso by behoue vir inkomste, behoue inkomste. Daar's 'n vraagteken, OK? En dit was ons balanserende bedrag in ons behoue inkomste nota. Verstaan julle? Ons weet dit. OK, so hierdie vaste bates is nou hier op die einde nog 'n vraagteken. So dit beteken my vaste bates gaan 'n balanserende bedrag wees op die gesig van my staat van finansiële posisie. So jy kan hier ook gaan skryf dat jou vaste bates gaan 'n balanserende bedrag wees. OK. Dit gaan definitief 'n balanserende bedrag wees. Alright, goed. So dit is wat ons nou kan aflei van ons vooraansuiveringsproefbalans ook. Ons is amper klaar. Dan gaan ons af na ons SAID inkomstebelasting. Dis ons volgende rekening wat nie gehighlight is nie. SAID inkomstebelasting, jou voorlopige betaling van R625.000. Oukies, nou baie mense of baie leerders vra vir my, kyk, wat beteken dit? Wat beteken hierdie voorlopige betaling? Oukies, jy moet voorlopige betalings deur die jaar maak aan die SAID, okay? En dan aan die einde van die jaar werk ons, wanneer ons die finale winste en goed het, dan werk ons die eintlike bedrag wat jy vir inkomstebelasting moet betaal, okay? En dan vergelyk ons die bedrag wat jy moet betaal vir inkomstebelasting of die totale bedrag vir inkomstebelasting, die uitgawe vir die jaar, vergelyk ons dan met wat ons alreeds betaal het. So oukies, al wat hierdie is net die bedrag wat ons alreeds betaal het gedurende die jaar vir belasting. Okay, ons het voorlopig, ons het reeds dit betaal. So jy moet net gaan
en jy moet hierdie bedrag wat ons reeds betaal het, moet jy gaan aftrek van jou inkomstebelasting uitgawe af. Okay. So wat is jou inkomstebelastingsuitgawe? Kom ons gaan eers hiernatoe. Hierso is ons SAID inkomstebelasting. Sien julle dit? Dit is onder bedryfslaste. Hoekom? Want ons moet definitief ons inkomstebelasting betaal binne die volgende 12 maande na ons finansiële jaar einde. So hoe werk hierdie? Jy weet wat jou inkomstebelasting is. Oukies, volgens jou inkomstestaat is jou inkomstebelasting is dit 676,500. So jy vat jou inkomstebelasting volgens jou inkomstestaat en dit is jou eerste bedrag, né, wat jy in jou hakkie gaan skryf. So jy gaan skryf jou 676,500, né? Dit is ons finale belasting gebaseerd op ons winste vir die jaar. Okay, maar daarvan het ons alreeds R625,000 se belasting alreeds betaal. So jy gaan trek dit af, oukies, en dan die verskil is wat jy nog verskuldig is aan SARS. Okay, so 676,500 minus 625,000 en dit gee vir jou 51,500. So ons skuld nog net R51,500 aan belasting. Okay, so oukies, dit is wat ons daarmee doen. So kom ons beweeg nou op en gaan highlight dit. Ons het dit nou klaar uitgesorteer. Okay, SAID inkomstebelasting is nou klaar uitgesorteer. En dan opgelope inkomste van 7,650. Oukies, opgelope inkomste, ons moet nog hierdie inkomste ontvang. Dis 'n inkomste ontvangbaar. Ek hou nie eintlik baie van die woord opgelope inkomste nie, want ontvangbaar sê vir jou waar hy moet wees. So opgelope inkomste of inkomste ontvangbaar moet ons dan nou gaan bysit by ons handels en ander ontvangbares. Okay. So kom ons gaan sit daai 7650 by handels en ander ontvangbares. Okay. So ons moet gaan sê plus 7650. Okay. Goed. Dan is ons klaar met ons handels en ander ontvangbares deur daai ou saldo te gaan bysit. Dan laastens is dit ons krediteure kontrole van 307,500. Kom ons gaan gou af en ons gaan sien dit is al reeds daar. Kan julle sien hierso by handels en ander betaalbares, daarso is ons krediteure kontrole van 307,500. Dit is waarmee ons berekening begin, so dis al reeds daar, niks om oor te stres nie. Kom ons gaan maak dit gou seker, daar was nog 'n paar goed wat nie gehighlight was nie. So ons versekering oukies, ons het 'n aansuiwering gehad wat die versekering reggemaak het. Ons direkteursfooie, ons het 'n aansuiwering gehad wat die direkteursfooie reggemaak het. Okay, so daar's als gehighlight oukies, ons is deur al ons inligting, ons is deur al ons saldo's en totale van ons vooraansuiweringsproefbalans. Nou kan ons staat van finansiële posisie gaan klaarmaak. Okay, basies nou net puzzle pieces bymekaar gaan sit. So oukies, nou kan ons alles gaan toemaak, al ons hakkies gaan toemaak, want ons is deur al die inligting en ons is ook deur al ons saldo's en totale op ons vooraansuiweringsproefbalans. Okay, so nou kan ons letterlik net gaan en ons kan goed bymekaar gaan tel en kyk of ons nie hierdie balanserende bedrag kan kry nie. Okay, nou as ons van bo na onder begin, die eerste ding is nie bedryfsbates. Oukies, maar kyk na nie bedryfsbates. Daar is 'n totale bedrag uitstaande wat ons nog moet uitwerk en daar's 'n balanserende bedrag. So ons kan nie nou met bedryfsbates beter nie. Ons moet eers ander balanserende bedrag gaan uitsorteer sodat ons dan nou hierdie twee onbekendes kan uitsorteer. So nou beweeg ons af na bedryfsbates toe. Ons het klaar ons voorraad in. Ons het nou net ons handels en ander ontvangbares se laaste saldoetjie gaan bytel en ons hakkie gaan toemaak. So ons kan nou daai bymekaar gaan tel en ons kan nou ons totale handels en ander ontvangbares gaan kry. So dis 290,000 minus die 11,600 plus 5,600 plus 7,650. Okay. So dit gee vir my totale handels en ander ontvangbares van 291,650. Okay, daar het ek my totale handels en ander ontvangbares. Oukies, maar kan julle nou sien dat
onder bedryfsbates het ons die totale bedryfsbates, ons het voorraad en handels en ander ontvangbares. Al wat ons nou nog moet doen, is ons moet die kontant en kontant ekwivalente, die balanserende bedrag gaan kry. Okay, so ons kan die balanserende bedrag hier kry, want ons het al die ander bedrae onder bedryfsbates. Okay, so om jou kontant en kontant ekwivalente se balanserende bedrag te kry, vat jy jou totale bedryfsbates minus dit en dit wat oorbly, gaan jou kontant en kontant ekwivalente wees. So jy gaan jou 2.340.000 vat en jy gaan minus 1.214.700 en jy gaan minus jou 291.650. En dit gaan dan vir jou 833.650 gee. Okay, so daar het jy een van jou balanserende bedrae nou al klaar. Okay. Dan weer eens, ons kan nou nie ons totale bates kry nie, want ons het nog nie hierdie twee bedrae hier nie, so nou beweeg ons nou af onder toe. Wanneer ons kom by ons nuwe bedryfslaste, ons kan nog niks hier doen nie, want ons wag vir hierdie balanserende bedrag van die huidige gedeelte van die lening. So met ander woorde, ons moet nou afbeweeg na ons bedryfslaste toe. Okay, so hierso kan ons sien, hier het ons handels en ander betaalbares. Kom ons kry gou-gou as ons al hierdie bedrae bymekaar tel, gaan ons totale handels en ander betaalbares kry. So dis 307.500 plus 16.500 plus 164.000. Okay. En dit gee vir ons 488.000. Dit is my handels en ander betaalbares. 488.000 rand. Okay. Dan kan ons nou weer eens sien. Nou kan ons die balanserende bedrag gaan kry, want ons het ons totale bedryfslaste van 1.3 miljoen en ons het al die ander bedrae wat die totaal opmaak. So ons het net een bedrag uitstaande, so daarom kan ons hierdie balanserende bedrag gaan kry. So ons gaan sê 1.3 miljoen minus dit, dit wat oorbly gaan die huidige gedeelte van my lening wees, en as ek hom kry, kan ek hom daar ook gaan aftrek van my nie bedryfslaste af, en dan kan ek daai gedeelte ook invul. Verstaan julle? En as ek daai het, dan kan ek al drie daai totale bymekaar gaan tel om die totale ekwiteit en laste te kry, wat ook my totale bates gaan wees, en dan kan ek my nie bedryfsbates kry, en dan finaal my vaste bates se balanserende bedrag. So dis ons PVA. So kom ons vat ons 1.3 miljoen minus 488 met 3 nulle, minus 51.500, minus 615.600, en dit gee dan vir my huidige gedeelte van my lening, nee, van 144.000, die bedrag wat oorbly, is 144.900 rand. Okay, so daar het ons nou daai balanserende bedrag, en ons weet ons moet hom dan, dit gaan trek ons af van ons verband lening af, so 144.900, dit gaan trek ons af daarso, en dan kan ons nie bedryfslaste ook gaan kry. So 1.220.900 minus 144.900, en dit gaan dan vir jou 1.076.000 rand gee. So 1.076.000 rand, nou gaan dit ook my totaal wees vir nie bedryfslaste, 1.076.000 rand. Okay, so oukies, kan julle sien, nou het ek alles onder ekwiteit en laste, nee, het ek alles, so nou kan ek letterlik gaan, en ek kan hierdie totaal hierso vat, van my gewone aandeelhouers ekwiteit, plus my totaal vir nie bedryfslaste, en dan laastens plus my bedryfslaste, daai drie bymekaar getel, gaan vir my totale ekwiteit en laste gee hieronder. Okay, so kom ons gaan sê 14.524.000 rand, plus 1.076.000 rand, plus 1.3 miljoen. Okay, dan kry jy 'n totale ekwiteit en laste van 16.900.000. Okay, en dan gaan jy natuurlik, oukies, jy weet mos nou hoe werk jou balansstaat, hy moet balanseer, so as jou totale ekwiteit en laste 16.9 miljoen is,
dan moet jou totale bates ook 16.9 miljoen wees. So jy gaan jou 16.9 miljoen gaan jy dan nou daarso gaan skryf. OK? En dan het ons dit ook. Nou, dat ons weet wat ons totale bates is, kan julle sien nou, as ek, kom ons vat 'n bietjie 'n ander kleur hierso, groen somme, as ek hierdie totale bates vat, die totale bates, minus my bedryfsbates se totaal, totale bates minus my bedryfsbates, moet dan natuurlik vir my nie bedryfsbates se totaal gee. So jy gaan jou 16.900.000 vat, van dit gaan jy gaan aftrek, jou 2.340.000, OK, en dan gaan jy kry wat oor is, gaan dan jou totale nie bedryfsbates wees, en dit is dan nou 14.560.000, 14.560.000, en dan kan 'n mens hierdie laaste balanserende bedrag kry hierso, want daar het jy jou totaal, en daarso het jy jou vaste deposito, so jou totaal minus jou vaste deposito gaan vir jou hierdie balanserende bedrag gee. So jy gaan sê 14.560.000 minus jou 330.000, en dit gaan dan vir jou gee jou vaste bates teen draagwaarde van 14.230.000 rand. Oukies, en daar het jy sopas jou staat van finansiële posisie uitgesorteer. OK, vir 24 punte. Oukies, so dis baie belangrik, in graad 12 gaan 'n mens nie iets van bo tot onder kan doen nie. Dis basies jou staat van finansiële posisie is maar basies 'n puzzle piece. Jy moet weet, jy gaan skryf vir jou wanneer iets balanserend is, gaan maak seker jy verstaan hoe hierdie ouetjie operate, en dan gaan jy hierdie ouetjie kan voltooi. Alright julle, so dit was dit gewees vir hierdie vraag. Ek dink hierdie is 'n baie belangrike vraag. Die vraag lyk maar min of meer so as 'n mens nou vorentoe gaan met julle volgende eksamens. So hierdie is 'n baie goeie oefening om julle vrees vir die staat van finansiële posisie so bietjie te verminder.